Alright, ons is vanoggend hier om die Here se naam groot te maak en ons is besig met 'n reeks, die van julle wat nou nog nie hier was in die afgelope 4 weke nie, is ons besig met 'n reeks rondom the 7 spirits of God, die 7 geeste van God, en in Openbaring praat hy van die 7 geeste van die Here, en ek gaan net so vinnige recap gee, sodat ons almal net vanoggend in lyn kan wees met dit wat die Here met ons wil deel, en hierdie kandelaar, dankie Angela, hierdie kandelaar het in die heilige plek van die tabernakel gestaan, en hierdie kandelaar was die enigste vorm van lig wat in die tabernakel wat Moses hulle gemaak het, wat hulle saam met hulle geneem het in die woestyn. En God het vir 'n man met die naam van Bezalel gesê, is moeilike Hebreëse name, hoe jy dit ook al wil sê, gaan oefen dit by die huis, dis nogals van. Maar Bezalel was 'n man wat maklik met dinge kon werk. He was a craftsman. En die Heilige Gees, en God sê vir Moses dat ek het vir Bezalel gevul met my gees. Nou in die Ou Testament het die Heilige Gees bo oor mense gekom. Maar in hierdie geval sê die Here vir Moses, ek het vir Bezalel gevul met my gees, sodat hy die gees van God het, sodat hy kan verstaan, sodat hy kan weet, sodat hy die wysheid kan hê, om te weet presies hoe ek wil hê, dinge gemaak moet word binne in hierdie tabernakel. En een van die dinge wat hy moes maak is hierdie kandelaar, en die kandelaar was van suiwer goud gemaak. En die kandelaar moes 1 stuk wees. Dit was nie geswys soos hierdie ene nie. Dit was 1 complete unit. En hierdie pypies, hierdie arms van die kandelaar was hol aan die binnekant, en die olie het hulle in die middelste ene ingegooi, en dan het die olie gevloei na al die ander arms toe, en dan kon hulle die lont wat binne in die kelkie gelê het, kon hulle dan aansteek as gevolg van die olie wat daar was. As hulle te min olie ingegooi het, het die olie nie deurgetrek na al die arms nie. So hulle moes die priester seker maak, Aaron se seuns moes gereeld seker maak dat daar olie in die kandelaar is, sodat die lig kan brand. En hierdie is 'n toonbeeld van Jesus Christus. Jesus, die woord van die Here sê, Jesus is ons kandelaar. He is the lampstand. Maar meer as dit, die woord van die Here sê dat die gees van die Here is op Jesus. Jesaja 11 vers 2 sê dat die Heilige Gees sal op hom wees. En so kom die Heilige Gees en hy vul ons, en die salwing is daar, die gawes is daar, die vrug is daar, en hy is die een wat vir ons die vuur gee op die einde van die dag. So die Heilige Gees vul ons lewe en het ons die vermoë om vrug van die Heilige Gees te hê. Want kom ons wees gou eerlik, die vrug van die Heilige Gees, liefde, blydskap, vreugde, blydskap, lankmoedigheid, geduld. Nee, die Engelse Bybel praat van long suffering. Wie van julle hou van long suffering? Nee, ons wil suffering vermy. Nou, al die selfbeheersing, vriendelikheid, nee, al daai vrugte van die Heilige Gees word produced deur die Heilige Gees. Dis nie iets wat ek en jy kan maak nie, dis nie iets wat ek en jy voort kan bring nie. Dit kom voort van die Heilige Gees wat in ons woon. En net so die gawes van die Heilige Gees. Die gawes van die Heilige Gees is 'n geskenk aan my en jou, en ons het nou die afgelope paar weke, het ons amazing tyd in God se teenwoordigheid. Ons het gesien hoe mense gedoop word in die Heilige Gees, hoe mense in tale begin praat, hoe mense begin funksioneer in die gawes van die Heilige Gees. Ons beleef die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees kan net in ons lewe wees, wanneer ons begin met die eerste stap van wedergeboorte. Om te repent, om te bely ons sondes, om ons nederigheid voor hom te buig, en te sê, Here, ek is 'n sondige mens, vergewe my van al my sondes, en hier kom die Here, en hy laat ons weergebore word. En ons kom tot wedergeboorte, amen. En met wedergeboorte kom woon die Heilige Gees in ons lewe. Is jy bly daaroor? Is jy excited daaroor die feit dat Jesus Christus het jou lewe kom red, en meer as dit, hy het opgevaar hemel toe, ons het nou donderdag aand die hemelvaart gecelebrate, en hy het opgevaar hemel toe, en ons beloftes wat die Here vir ons gegee het, en die Heilige Gees was een van die beloftes. Hy sê dit is voordelig vir julle, dat ek moet opgaan hemel toe, sodat die Heilige Gees na julle toe kan kom.
En omdat die Heilige Gees met ons is, kom woon hy in ons en het ons die Heilige Gees met ons. Right, so ons het gepraat oor die Gees van God, die Gees van God. Toe het ons gepraat oor the spirit of wisdom, en vandag praat ons oor the spirit of understanding, of die Gees van verstand. Nou kom ek vra gou die vraag, jy hoef dit nou nie te antwoord nie, maar wysheid en verstand voel so amper dieselfde ding. Dit voel so amper asof hier is dubbelsinnig is in die sin van, hy gee vir ons wysheid, he gives us wisdom and understanding. Maar Here, is dit nie een en dieselfde ding nie? Nee, dit is so 'n bietjie anderste. Wysheid is wanneer die Here vir my en vir jou iets gee om te doen wat bonatuurlik is, wat ons nie van weet nie. Of jy sal na 'n plantjie kyk en jy sal eweslik wysheid hê hoe daai ding werk. Jy sal wysheid hê hoe om sekere goeders te doen, craftsman, hoe om jou skill in werking te sit. Die mechanic sal by die engine staan, ek sal by die engine staan, en ek sal nie die wysheid hê om dit reg te maak nie. Maar die mechanic wat geleer het, hy sal baie keer 'n bonatuurlike wysheid kry, en dan sal hy sê, hey, maar die ding is so. Dis wat die fout is. Hier's 'n slang in die gras. En dan haal hy die slang letterlik uit die engine uit. Nou, verstand werk so 'n bietjie anderste. Understanding werk so 'n bietjie anderste. Nou, wie van julle het al vir mense probeer sê, of al miskien vir mense gesê, gebruik tog net jou verstand. Gebruik asseblief tog net jou verstand. Wat sê ons vir mekaar as ons dit vir mekaar sê? Ons sê eintlik vir mekaar, ons moet ons breins gebruik. Jy moet logies begin dink oor dinge. Jy moet begin dinge sien op 'n ander manier. Jy kan nie net vaskyk in dit nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As julle kyk na hierdie kandelaar, wat sien julle? Julle sien die yster en julle sien die kersse. Dis logies. Dis maklik. But when we have understanding, we understand dat dit is 'n simbool van Jesus Christus, dat die Heilige Gees is die olie wat deur ons vloei, en dis die Heilige Gees wat ons dan die vuur gee. Understanding vat dit 'n stapie verder as net die prentjie wat ek en jy sien. So ons het die Gees van verstand nodig in ons lewe. So sê gou vir die persoon langs jou, jy het die Gees van verstand nodig. Jy het nou die geleentheid gehad om eintlik in soveel woorde vir 'n persoon langs jou te sê, gebruik jou verstand. Okay, ons het die Gees van verstand nodig in ons lewe. Nou, dit is nie net maar op die einde van die dag die groot verskil tussen mense nie. Die groot verskil tussen mense is die verstand. Die een ou het die verstand om 'n ding te doen en die ander ou het nie. En dit is nie altyd verkeerd nie. Dit is nie altyd verkeerd om nie dieselfde te dink nie. Ons moet verskillend dink. Daar's diversiteit tussen ons. Hoe boring sou dit gewees het as ons almal presies dieselfde was? Ek meen, as julle almal soos ek was, dan was dit miskien nou nice, jy weet, maar jy's fyn. Yes, maar dit sou boring gewees het, want jy sou net vleis, rys en aartappels geëet het. Ja, ek weet van julle sou meer, jy weet, julle like sushi en mossels en alle ander glibberige goeders. Dit maak die lewe vir jou interessant. Vir my, ek hou van plain. Alright, geef vir my rysvleis en aartappels en ek sê, right, geef vir my die original goed. As ek by die Spur gaan eet, wat eet ek? Original Spur burger. Yes, pastor, jy is boring. Nee? Of ek eet 'n original steak. Ek hou van plain. Maar daar's 'n verstaan, ek verstaan hoe my liggaam werk, ek weet hoe my tastebuds aan mekaar gesit, ek weet dat ek nie geld wil mors op iets wat ek nie gaan eet nie. Maar van julle vat dit next level. Jy sal daai geld betaal om daai ding te try. En dan na die tyd sal jy sê, ek sal dit nie weer eet nie. Of, jy het hierdie ding weer. Ek sal nooit vergeet nie. Die jaar wat ek en Leanne verloof geraak het, dis nou 20 jaar terug, 21 jaar terug. En ons is by Dias Strand en daar's hierdie rocket bungee. Hulle noem dit rocket bungee.
Dis so 'n ysterbal met 2 sitplekke in. En dan gaan strap hulle jou vas in hierdie ding. En dan sit jy binne in hierdie bal en jy kyk oor die strand, oor die see uit. En dan trek hulle daai toue styf, daai bungee toue, trek hulle styf met die pale wat hier langs jou is. En dan is die bal aan die onderkant vasgemaak met 'n hak. En dan 3, 2, 1, trap hy ouetjie die ding in die lever release en jy skiet op in die lug, 100 meter binne sekondes en die bal draai. So jy gaan op en jy elke nou en dan sien jy die see en die gedagte wat deur ons gaan is, wat van as hierdie ding snap en ons vlieg in die see in? En hierdie is 'n ysterbal en ons is vasgestrap in hierdie stoele. Ons gaan viskos wees. Prys die Here, ons soos julle kan sien is ons nog hier. Dit was toe nou nie so 'n groot experience, maar weet julle wat? Toe ek by daai ding staan en ek sien hoe die mense op en af gaan, het ek vir myself gesê, let's try this. Yes, en die Here het my 'n awesome vrou gegee wat saam met my dit kan try en ons het dit getraai. Moenie vir my vra om te gaan bungee nie. Die rocket bungee was genoeg. Ek het verstand gekry. Ek het begin verstaan, daar's sekere limitations. En net so kom ek en jy in sekere situasies en ons weet nie hoe om dinge te proses en ons weet nie hoe om te dink oor goeters nie en dan kom die gees van verstand, die Heilige Gees kom dan en hy gee vir my en vir jou die understanding dat daar is sekere goed wat goed is vir jou en sekere goed wat sleg is vir jou. Daar kom 'n verstaan in jou op wat jy weet, dis reg of dis verkeerd. Nou, ons kan die gees van verstaan of die verstand kan ons gebruik op verskillende maniere. Daar's verskillende woorde wat ons kan gebruik daarvoor. Een van die woorde is insig, to have insight, om dieper te kan sien as net die oppervlak. Dis soos hierdie kandelaar. Ons het insight gekry as gevolg van God se woord, want hy gee vir ons insight oor hoe hierdie kandelaar werk. Nou kan ons dieper sien. Dis nie nou net meer 'n prentjie en 'n mooi ding wat vir ons lig gee nie. Dit is nou 'n dieper betekenis van hoe dit kan deurstrek na my lewe toe. En hoe my lewe gevul moet word met die Heilige Gees, sodat ek die vrug van die Gees kan kry, en sodat ek die gawes van die Heilige Gees kan ontvang, en sodat ek 'n lig kan wees. Sê die woord van die Here nie vir my en vir jou, dat ons moet 'n lig wees vir hierdie wêreld nie? En dit kan ons net doen as die Heilige Gees in ons woon. So, ek wil net met jou gou jou Bybel oopmaak in Psalm 147. Psalm 147 as jy die YouVersion Bible app het, kan jy daar ingaan en jy kan volg onder events. Dan kan jy die skrifte, ons gaan baie Bybel lees vandag. So, as jy 'n Bybel het, blaai lekker. Dis altyd die lekkerste om in jou papierbybel te wees. Maar as jy jou foon gebruik, scroll vinnig, tik vinnig, touch vinnig, want ons gaan vandag baie skrif hanteer. Die woord van die Here sê in Psalm 119 vers 105, die woord van God is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. En vir my en vir jou om die gees van verstand te verstaan, moet ons in die woord ingaan. Moet ons gaan kyk wat sê die woord van die Here. Nou luister gou mooi. Psalm 147 vers 5 sê, how great is our Lord. His power is absolute. His understanding is beyond comprehension. Ek en jy kan nie comprehend hoe groot en hoe almagtig God is nie. Hoe amazing dinge hy kan verstaan nie. Hy is understanding. Understanding is God. Dit is God verstaan alles. Hoekom? Want hy het dit alles gemaak. Alles kom vanuit God uit. Ek en jy moet nog uitfigure dat 'n ster is 'n bol gas en hy brand en so aan. God weet dit klaar. Hy verstaan hoe dit gewerk. Hy verstaan hoe dit gebeur het, want hy het alles gemaak. Let's go back to the creator. Nou, die verstand, ek gaan so 'n paar punte vir julle gee hoekom verstand so belangrik is en hoekom die gees van verstand so belangrik is in ons lewens. Die eerste een is, God is die een wat vir die mens verstand gee. Nou ek wil gou hier inkom. Ons menslikheid sê baie keer, daai ander persoon moet verstand kry.
hoe gaan hy verstand kry sonder die Here? So ons woorde moet verander en sê, Here, gee vir daardie persoon die verstand, sodat hy kan verstaan waarmee u besig is, sodat hy kan verstaan wat rondom hom aangaan. Meeste probleme wat ek en jy op hierdie aarde beleef, is die probleem van verstaan. Mense verstaan nie. Hoekom? Because they don't have the spirit of understanding. En wanneer ek en jy onsself oopmaak vir die Heilige Gees, dan maak hy vir ons nuwe dimensie oop om dieper dinge te verstaan. Dis nie net 'n eenvoudige verstaan van, dis 'n kandelaar, ek sit die kersie in, ek steek hom aan met 'n lighter of met 'n vuurtjie en daar's 'n liggie nie. Nee, daar is 'n dieper verstaan van waaroor hierdie kandelaar gaan. So wanneer ek hierdie menorah sien, wanneer ek hierdie kandelaar sien, dan het ek dadelik 'n verstaan van waaroor dit gaan. En ek glo dat in hierdie tyd wat ons hierdie reeks bedien, het jy ook 'n beter verstaan oor waaroor dit alles gaan. Voordat ons begin het met hierdie reeks, en jy het gekyk na hierdie kandelaar, het jy net gedink, wow, dis 'n nice kershouer. Wie van julle was daar? Ja, dis pragtig. Kyk, ons kan verskillende kersies hier insit. Maar wanneer jy die gees van verstand het, dan begin ons verstaan hoe dit werk. En God is die enigste een wat vir ons hierdie verstand kan gee. Job 32 vers 8 sê, But there is a spirit within people, the breath of the Almighty within them, that makes them intelligent. Sê vir een langs jou, you are intelligent. Lieg ons nou? Jong, pastoor, as jy weet wat my man gister gedoen het, was hy baie intelligent geweest nie. Okay? As jy weet wat my kinders gedoen het, het was glad nie intelligent nie. Alright? Nee, ons moet ons woorde begin verander oor mense. Ons moet begin God se woord oor mense begin praat. We need to speak Jesus. We need to speak the power of the Holy Spirit. En hier kom die Here en hy sê, there is a spirit within people. Toe ek en jy tot wedergeboorte gekom het, het die gees van God in ons kom woon, en nou het ons die volheid van die Heilige Gees in ons. You have the spirit of understanding. The breath of the Almighty is within them. That makes them intelligent. Ek en jy as kind van die Here het geen rede om stupid goed aan te vang nie. Kom ons wees gelogies en prakties hieroor. Ek en jy het geen rede om nonsens aan te jaag nie. Want die Gees van God woon in ons. En wanneer ons die Gees van God toelaat in ons lewe, dan is ek en jy veronderstel om te leef soos wat God wil hê ons moet leef. Jy kan nie leef soos wat jou vleeslike begeertes dit wil hê nie. Onthou, daar's twee paaie, daar's 'n pad hemel toe en daar's 'n pad hel toe. En ek en jy kies waarheen ons gaan. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie. Kom ons maak dit gou baie duidelik. Dis nie God wat mense hel toe stuur nie. Mense maak 'n keuse om hel toe te gaan. Mense maak 'n keuse om in 'n verhouding met Jesus te wees, en dit is die pad tot die ewigheid saam met hom, om die ewige lewe te hê. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy nie net tot bekering moet kom en sê ek het my hart vir Jesus gegee nie, maar dit is belangrik dat ek nou in 'n geestelike groei moet gaan. Ons praat van heiligmaking, die heiligmakingsproses. Ek kom tot bekering en nou is daar 'n proses waarin ek moet heilig word. Want hoekom? Die Here sê wees heilig want ek is heilig. En daarom moet ek en jy streef om heilig te wees. Beteken dit, ek vat my Bybel, ek sit hom onder my arm en ek loop na die mense toe en ek punt in die wind? Nee? En ek is beter as jy? Nee. Dit beteken, heilig beteken, holy beteken to be set apart. Jy is anderste as die wêreld. Dit beteken dat ek kan gemaklik aantrek, maar ek kan nog steeds lig wees vir mense. Ek kan myself wees en nog steeds kind van God verkondig. Jesus Christus verkondig aan mense as kind van God. Ek kan die volheid van God uitleef na ander mense toe. Hoekom? Want die Gees van God woon in my.
En ek moet in hierdie proses moet ek geestelik groei en ek moet leer dat ek moenie meer gelei word deur my vleeslike begeertes nie, maar ek moet gelei word deur die Heilige Gees. En hoe doen ons dit? Deur dit. Hierdie vers sê dit vir my en so maklik. There is a spirit within us, the breath of the Almighty God. Hoekom? Want toe hy vir Adam gemaak het, het hy sy asem, sy gees in die mens ingeblaas. En vandat die mens nou voortbestaan, is die gees van God, die asem van wat ons het, is die asem van God, wat in ons is. En hierdie gees maak ons intelligent. En die punchline is, laat ek dit net gou vir jou in jou oë kom sê, die probleem is die volgende, so baie van ons wat hier so sit, het gedink jy is stupid. Mense het oor jou lewe gespreek, jy is dom en onnosel, jy sal niks in die lewe bereik nie. Dis 'n leuen van die duiwel. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, die gees van God woon in jou en daarom het jy die vermoë om intelligent te wees. Ons het op 'n stupid gedoen. Hou op in jou eie vermoë, in jou eie menslikheid, en ons gaan dit nou lees, in jou eie menslike verstand, dinge te probeer uitsorteer en uitfigure. Ek en jy het toegang tot die Heilige Gees. Dis net so goed, jy sê ek het geld nodig, en jy het toegang, jy het 'n sleutel tot die grootste kluis op die aarde, en jy het biljoene, triljoene rande daar binne, maar jy sit met die sleutel, en jy probeer self geldjies by mekaar kry. Jy het toegang tot 'n kluis. Ek en jy het toegang tot die Heilige Gees en daarom kan ons verstaan wat die Here vir my en vir jou instoor het. Ek en jy kan verstaan wat God se hart is. Ek en jy kan verstaan dat dit wat ons doen in die vlees is nie altyd reg nie en dit wat ons doen in die Gees is altyd reg. Want ons word gelei deur die Heilige Gees. Spreuke 3 vers 5 sê, trust in the Lord with all of your heart. Do not, sê vir die persoon langs jou, do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Ek het hierdie ding al vir julle vertel, en ek gaan dit maar weer vertel, want ek dink dit pas mooi in met dit. Jare terug, is ek besig om 'n preek voor te berei. En ek gaan soek die vers, we are more than conquerors through Christ. En ek gaan tik dit in my rekenaar en ek soek dit. En my Bybelprogram kop vir my, no search results. Ek is soos, nee. We are more than conquerors. Toek, nothing. Ek is so seker. Dis 'n Bybelversie. En ek tik dit weer in. Search. Kom programmetjie, jy moet nou slim wees, jy moet nou vir my help. Waar staan hierdie versie? Ek is meer as 'n oorwinnaar. I'm more than a conqueror. En ek tik, toep, nothing. En ek dink by myself, hierdie moet seker 'n mensgemaakte geformuleerde vers wees, wat ons vir mekaar net sê, om te sê, come on, ons kan dit doen. Ek is tot alles in staat. Dis van daar af gelei. Dis soos die skrif wat sê, God gebied sy seëninge daar waar eenheid is. Ons sê dit in een sinnetjie, maar dis eintlik 'n volle psalm. Wat dit vir ons sê, so die opsomming is, die Here gebied sy seëninge daar waar eenheid is. En ek is soos, wow. En ek gaan in my eie verstand, wil ek daai Sondag vir die mense sê, Jessie, ek het iets ontdek. Hierdie versie is nie in die Bybel nie. Want ek meen, dis 'n diepe insig. Maar ek is in my eie kop doenig. Geprys die Here, ek gaan sit met 'n vriend en ons gesels en ek sê vir hom, het jy geweet, hierdie versie is nie in die Bybel nie, dis 'n mensgemaakte versie? En hy sê, nee, dit staan in Romeine 8 vers 37. Nee! En ek gaan terug na Esau toe, tik op my rekenaar, we are more than conquerors, kloep, niks is nee. En ek gaan in die Bybel, Romeine 8, vers 37, in Esau, selfe program, selfe alles, we are more than conquerors through Christ, who loves us. En jy kon dit nooit kry nie. Tudu, spelfout. Conqueror, het ek heeltemal verkeerd gespel.
En my rekenaarprogram was nie so slim soos Google, om vir my te sê, ek dink dis wat jy wou sê nie. My rekenaarprogram, as jy dit verkeerd spel, daar is nie so versie nie. Okay? En ek sê, my eerlikheid, my eie verstand, hoe konkerer gespel word, het my amper in die moeilikheid laat beland. Het my amper iets laat anders verstaan. Maar prys die Here, in gesprek wat ons het met mense, met broers en met susters, kom ons agter, want hoekom? Dieselfde Gees is in ons, nee? Ons het dieselfde Gees en ons kan mekaar help om dieper dinge ook te verstaan. So daarom is dit belangrik om met mekaar te praat. So, hoe lyk verstand? Hoe lyk dit? Job 28 vers 28 gee vir ons 'n bietjie insight. Hy sê, and this is what he says to all humanity. Wie? All humanity. Dit sluit vir my en jou in, né? Sê vir die een langs jou, hier kom 'n versie wat jou insluit. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, the fear of the Lord is true wisdom. To forsake evil is understanding. Come on. Hoe weet ons die wêreld funksioneer sonder die Heilige Gees? Because they are flooded with evil. As jy jouself oorgee aan evil, wat is evil? Evil is enige iets buite God. Evil is enige iets buite God se plan, buite God se woord. Nou sê hy, wanneer ek evil wegstoot, wanneer ek niks met evil te doen het nie, then I have understanding. Because understanding is to forsake evil. En nou kom wysheid en hoekom forsake ek evil? Want ek vrees die Here. I have the fear of the Lord in me. Is dit bang, ek hardloop weg van God? Nee. To have a fear of the Lord is to stand in awe of His beauty and His kindness and His love. It's to stand in awe and say, Lord, you are awesome. You are everything that I desire. U is alles en alles. That's wisdom. So hy sê, forsake evil. So dit is hoe verstand lyk, is forsake evil. Spreuke 9 vers 9 tot 10. Ek lees hom in die Afrikaanse Bybel. Hy sê, deel mee aan die wyse, en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige, en hy sal insig vermeerder. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. So wanneer ek meer en meer tyd saam met die Heilige Gees spandeer, begin ek hom beter leer ken. Ek begin agterkom hoe hy funksioneer. Hoekom? Want die Bybel sê, die Heilige Gees is 'n persoon. Wat maak 'n persoon 'n persoon? Hy het emosies, hy het 'n wil, hy kan dinge doen. Dis 'n persoon, emosies en 'n wil. Kan ons die Heilige Gees hartseer maak? Ja, die Bybel sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Kan die Heilige Gees joy wees? Ja, it's the joy of the Holy Spirit. Okay? So ek en jy het die Heilige Gees nodig. En hoe meer tyd ons saam met hom spandeer, hoe meer begin ons verstaan. En hoe meer ons verstaan van wie God is, hoe meer verstand het ons. Hoe meer jy in jou boeke gaan tyd spandeer, jong mense wat nou eksamen skryf, luister mooi. Hoe meer tyd jy in jou leerwerk gaan spandeer, hoe meer gaan jy dit verstaan. Soms kom ons by 'n plek, wie van julle was al daar? Ons jong mense sal nou saam hard skree, amen, ek was daar, ek is daar miskien. Jou wiskunde juffrou of meneer verduidelik vir jou algebra. Dis nou xy minus xy plus xy. Wat is die antwoord? Antwoord is xy. Nee? xy minus xy plus xy is xy. Want jy het 1 xy, jy minus 'n xy, so dis 0, plus 'n xy, gee vir jou 1 xy. Is logies. Maar nou raak dit bietjie meer ingewikkeld as die juffrou vir jou sê, x kwadraat y maal
hakkie x minus y, hakkie, is gelyk aan x tot die mag 3, y tot die mag 2. Ek weet nie of so waar so som is en ek weet nie of daai uitgewerk kan word nie. Julle wiskundiges is dit hom klaar uitgefigure, né? Maar nou het ek 'n dieper verstaan nodig. Nou gee die juffrou vir my die formule hoe ek hierdie ding moet uitwerk. Ek wil nou nie 'n tyd spandeer op wiskunde nie, want baie van ons is soos been there, done that, never will do it again. Okay? Ek doen my werk, ek het nie wiskunde nou nodig nie, of for that matter, algebra nie. So hier kom ek en nou gee die juffrou vir my 'n formule, en nou kan ek dit beter verstaan. Beter verstaan van wat rondom my aangaan, of wat die som vir my sê. Nou kom ek by die som, en ek gebruik die formule, om x kwadraat y, maal hakkie x minus y hakkie, kan nie die res van die som onthou nie, nee? Om dit uit te werk, en daar is sekere wette wat ek dan moet doen om dit uit te figure. Net so kom die Heilige Gees, en hy gee vir my en vir jou formules, om die lewe te verstaan. Maak dit sin, of was dit wiskunde hoërgraad? Die Heilige Gees openbaar dinge aan ons, dis hierdie batterypap. Ons het hierdie advertentiebreek beplan, want om vir jou te wys hoe verstand werk. Ek het hier gestaan en hulle het gesien die lig hier raak rooi. Dadelik het hulle verstaan dat die batterye is weg, is besig om pap te raak. En op een of ander oomblik gaan ek praat en dan gaan maar nou dat die batterye weer werk, nou is daar 'n verstaan dat hierdie mikrofoon werk en julle kan my hoor, en toe ek die battery vat en in my mond sit, was daar 'n verstaan dat gaan skok. Okay, nou nie op daai manier nie, maar julle weet, moenie plugs in jou mond sit nie, is gevaarlik. Jong mense, gebruik julle verstand. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Psalm 119 vers 104 sê, your commandments give me understanding. Your commandments gives me understanding. No wonder I hate every false way of life. Het jy gehoor wat sê die Here? My opdragte, my commands aan jou, gee vir jou understanding, gee vir jou verstand. Die probleem wat baie van ons beleef, is ons is nie gehoorsaam aan God se opdragte nie, en daarom tree ons nie verstandig op nie. Ons moet verstandig optree, en hoe doen ons dit? Deur die woord van die Here te gehoorsaam. As die Here vir jou sê, moenie sondig nie, moenie sondig nie. Is dit omdat God 'n spoil sport is? Nee. Dit is sodat hy jou wil beskerm. Hy wil hê dat jy die ewige lewe moet beleef. Hy sê, no wonder I hate every false way of life. Your word is a lamp to guide my feet. Menende, die lig van die lamp is net groot genoeg vir hier, vir die nou, vir die onmiddellike. So God se woord gee vir my verstaan van wat nou rondom my aangaan. Maar nou sê hy ook, die woord van die Here is 'n lig vir my pad. Ek het gisteraand in die donker gery, en toe sit ek my brights aan, en toe kan ek ver in die pad afsien. Het jy al gery, moet dit nie probeer as jy nie 'n goeie bestuurder is nie, maar het jy al probeer in die nag, net om te kyk, om te voel, hoe voel dit, of om te kyk wat gebeur, en dan ry jy in die pikgedonker daar tussen die plaas, en jy sit jou ligte af. Daai is 'n scary moment, want dit is lig, jy kan die pad sien, en as jy jou ligte afsit, is dit pikgedonker. Jy weet nie, is daar 'n draai op pad? Is daar 'n reguit? Is daar 'n bok voor my? Jy weet nie.
Maar sodra jy die lig aansit, dan kan jy sien waarheen die pad gaan. En dit is wat God se woord vir my en vir jou doen. He brings understanding. Van ek verstaan hoe die pad nou gaan werk en ek weet hoe ek moet funksioneer. En so kom wys hy vir ons in die pad, wat is sonde, wat is evil, wat is nie reg nie, wat is sy gees en wat is die vyand. En so moet ek en jy 'n verstaan begin ontwikkel wanneer ons tyd in God se woord spandeer. Psalm 111 vers 10 sê, die begin van wysheid is ontzag vir die Here. Almal wat sy opdragte uitvoer, het goeie insig. Wil jy meer insig hê oor sekere dinge? Volg vir God. Wees by Jesus. Laat hom jou leidsman wees. Die derde ding is insig maak ons oë oop om hom te ken. Wie van julle wil God beter leer ken? Okay, daar is 4 van ons. Ek sal met julle praat. Die van julle wat nou julle hande opgesteek het gesê, ek wil God beter leer ken, want ek wil ook God beter leer ken. Ek dink ek het 'n redelike verstaan van wie God is, maar ek weet God is so groot dat ek sal nooit ophou leer van God nie en ek sal altyd iets nuuts wees. Inteendeel, die Bybel sê vir ons op 'n plek dat in hierdie laaste dae gaan daar meer mysteries geopenbaar word aan sy kinders. So ek wil vir jou sê, jy moet tyd saam met God spandeer. He wants to reveal more mysteries to you. Okay? So insig maak ons oë oop om hom te ken. Die Heilige Gees verwys altyd terug na Jesus. Die Heilige Gees gaan altyd verlig en ons gaan sien wie is Jesus. Jesus is ons kandelaar. He's the lampstand. Hy is die een wat vir ons lig gee. 1 Johannes 5 vers 20 in die Passion Translation, hy sê, and we know that the Son of God has made our understanding come alive so that we can know by experience the one who is true. And we are in him who is true, God's Son, Jesus Christ. The true God and eternal life. Ek hou van hoe hierdie vertaling het sê. God has made our understanding come alive. Jong mense, hoe voel jy as jy daai formule gekry het en jy verstaan die formule in algebra en jy verstaan hoe hierdie ding nou werk en jy sien die sukses wat jy behaal daardeur, jou hele lewe, jou hele gemoed verhelder. Ek weet nie, die van julle wat wiskunde op skool gehad het, as jy daai wiskunde som verstaan en jy kry dit onder die knie en jy is soos, yes, dit werk. En jy kry goeie punte, jou hele wese verhelder. Efesiërs 1 vers 17 en 18 sê, asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you might grow in your knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to us, to those who He called, His holy people, who are rich, His rich and glorious inheritance. God gives us spiritual insight. Hy is die een wat vir ons verstand gee. Hy is die een wat vir ons insig gee in dieper dinge wat ons nie kan verstaan nie. Dis daai aha oomblikke. Dis daai oomblikke waar jy Bybel lees en ewe skielik maak hierdie skrif vir jou sin. Maak dit vir jou sin hoekom God gesê het, ek is liefde. Maak dit vir jou sin dat die skrif sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. En nou kan ons die lyne begin deurtrek in die Bybel en sien dat Jesus Christus het aan die kruis gesterwe en hierdie kruissterwe, hierdie dood wat hy deurgegaan het, is God se liefde vir my. Dat sê die Bybel, terwyl ek nog sondaar was, terwyl ek nog ver van God af was, het hy gesê, I love you. Nou begin dinge vir jou 'n bietjie meer sin maak. Lukas 24 vers 31. Ek het julle gesê ons gaan baie skrif doen. Maar ek wil hê julle moet by die huis gaan en hierdie skrifte vat en 'n bietjie gaan mediteer oor dit. As jy vergeet het om dit neer te skryf, dit is op die YouVersion Bible app. Lukas 24 vers 31 en 32 sê, suddenly, their eyes were opened and they recognized him. And at that moment, he disappeared. They said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? Nou hierdie is na Jesus se opstanding. Het hy aan 2 disippels verskyn wat op die pad
teruggestap het huis toe van Jerusalem af, en hulle het gepraat oor die woord van die Here, en hulle het gesê, maar hulle verstaan nie lekker hierdie ding nie, hulle verstaan ook nie daai ding nie, en ewe skielik staan Jesus tussen hulle, en hy verduidelik vir hulle die skrif, en die Bybel sê in vers 31, suddenly, their eyes were opened, and they recognized him. Dis net deur die Gees van God, wat ons oë kan oopgaan, om te sien wie is God. Come on, ons het die Heilige Gees nodig, as ons, soos wat ons nou gesing het, come Holy Spirit, I need you more and more and more. Het ek en jy die Heilige Gees nodig, om God beter te leer ken. Ek wil jou uitnooi, maak jou lewe oop, sodat die Heilige Gees jou lewe kan kom verhelder. Verstand help ons om die verborgenhede te verstaan. Verstand help ons om te verstaan daai mysteries wat binne in die woord van die Here is. Matteus 15 vers 15 sê, then Peter said to Jesus, explain to us the parable that says people aren't defiled by what they eat. So Jesus het hierdie gelykenis vertel, en niemand het dit regtig verstaan nie, en hier kom Petrus en hy sê, Here, maar gee vir ons 'n bietjie verstaan, verduidelik vir ons, wat bedoel u met hierdie hele storie? En Jesus antwoord, don't you understand yet? So Jesus is heeltyd besig om met ons te praat, en ons moet by 'n plek kom waar ons kan begin verstaan wat die Here vir ons sê. Hoeveel keer het jy al gehoor, mense sê, Jesus het jou lief? Dink gou. Hoeveel keer het jy al gehoor, iemand by die huis, iemand by die skool, iemand by die kerk, waar jy ook al beweeg het iemand al vir jou gesê, Jesus het jou lief? Meer as 5 keer? Meer as 6 keer? Meer as 1000 keer? Hoeveel keer het jy al gehoor dat iemand vir jou sê, Jesus het jou lief? Tog verstaan duisende mense dit nog steeds nie. Want hulle laat nie toe dat die Here hulle harte kom vul nie. Jy sien, daar sekere dinge wat die Here vir ons kom openbaar, wat ek en jy gaan moet inneem en aanneem en sê, dis die woord van God, ek glo dit. Want die woord van die Here sê vir ons in Hebreërs 11 vers 6, it's impossible to please God without faith. Wat sê dit vir my? Ek moet glo in hom. En as hy vir my sê, hy is lief vir my, dan terwyl ek deur hierdie situasie gaan, kan ek nie sê, God het my nie meer lief nie. Want God het gesê, hy het my lief. Punt. Of het nou goed gaan, of het nou sleg gaan, waar jy jouself ook al bevind, dit verander nie hoe God oor jou voel nie. God is goed. Ja, maar pastoor, jy moet besef, daar's baie evil daar buite. So hoe kan God goed wees? Hoe kan God bestaan? Dis is die haarkapper, julle ken daai storie. Het julle al 'n storie gehoor van die haarkapper wat met die ou gesprek het oor is God werklik? Nou, kom ek vertel vir die van julle wat dit nie weet nie. Die ou gaan sny sy hare, hy het lang baard en lang hare en hy kom na die haarkapper toe en hy sê vir die haarkapper, sny my hare en hy sny sy hare en so raak hulle mos maar aan die gesels. Dis mos wat gebeur by haarkapper. Nee? Jy begin met die ou gesels. Meeste van die tyd. En so kom die gesprek toe nou by God, die onderwerp van God. En hierdie ou sê, die haarkapper sê vir die ou in die stoel, ja, God is goed. En hierdie ou vaar uit en hy sê, God kan nie goed wees nie. Daar is te veel slegte dinge in die lewe. Daar is te veel bad stuff in die lewe. Ek is op 'n plek waar ek dink, God bestaan nie eers nie. En hierdie ou sê, maar God bestaan wel. Hy sê, nee, dit kan nie wees nie, want daar is te veel evil. Wat van daai vroue wat so seer gemaak word? Wat van hierdie ou wat sy liefde verloor het? Wat van daai ou wat gesterf het? Julle, daar's te veel unfairness in hierdie lewe. Hoe kan God bestaan? En die haarkapper in wysheid bly stil, en hy maak klaar, en hy stuur die ou uit. Ek vertel die storie nou aan die ander kant om. Dis die ou in die stoel wat sê daar's God, en dis die haarkapper wat sê daar is nie 'n God nie. Alright, dis hulle nou by my. Alright, en die ou stap uit, en hy het nou sy hare gesny, en so, en hy kom so na 'n paar minute terug na die haarkapper toe, en hy sê vir die haarkapper, ek wil vir jou sê, ek glo nie, daar is nie haarkappers nie. En die haarkapper kyk hom so, hy sê, maar ek is dan 'n haarkapper.
Hy sê, nee, ek glo nie, daar's 'n haarkapper nie. Hy sê, hier is ek. Ek het nou net jou hare gesny en jou baard geskeer. En hy sê, nee, kom staan nie buite. Sien jy daai, daar's 'n ou met lang hare, daar's 'n ou met 'n baard. Daar kan nie 'n haarkapper wees nie. En hy sê, daar's baie evil daar buite. Dit bepaal nie of God bestaan of nie. God is werklik. God is liefde. God is goed. Die probleem is, die ou met die lang hare daar buite het gekies om nie na die haarkapper toe te kom vir 'n haarsny nie. Sommiges van ons het nie daai probleem nie. Ons is die hele tyd in die teenwoordigheid van haarkappers, nê? God is goed. En wanneer ek en jy dit glo, dan begin dit 'n werklikheid word in ons en nou begin ons dieper dinge verstaan van wie God is. Ek ervaar dit in my gees en ek gaan dit weer sê. Hier's mense vanmôre wat moet hoor, God is lief vir jou. God is lief vir jou en hy is 'n goeie God. Al wat jy moet doen is maak 'n keuse om hom te volg. Maak 'n keuse om jou hare te sny. Wat is die verskil tussen my verstand en die gees van verstand? Julle almal ken vir Saulus en ek gaan amper afsluit. Julle almal ken vir Saulus. Hy het eventually Paulus geword. So Saulus, ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, ek het dit daar in die notas, maar ek wil nie die hele stuk lees nie, het gaan 'n bietjie tyd, net om tyd te spaar. Saulus gaan na die Fariseërs en die Sadduseërs en die Sanhedrin en hy sê vir hulle, gee vir my 'n brief, sodat ek die Christene kan vervolg, toesluit en doodmaak. En hulle sê, yes, dis 'n great ding wat jy wil doen, hier's jou brief. Gaan arresteer hulle, gaan maak hulle dood en boei hulle vas en bring hulle hiernatoe. En Saulus is daar op sy donkie en haar gat, op sy perd, op sy donkie en haar gat hulle, wat dit ook al was. En hy het wagte wat saam met hom is, want ek meen, hierdie kom nou 'n groep manne, soldate, wat Christene gaan arresteer, want hulle glo in Jesus Christus. En op die pad van Damaskus, kom daar 'n stem uit die hemel uit. En Jesus sê vir Saulus, Saul, Saul, why do you persecute me? En hy val van sy donkie af, en hy val op sy knie en hy sê, wie praat met my? En die stem sê vir hom, dis ek, Jesus, hoekom vervolg jy my? En hy sê, en Jesus sê vir hom, gaan na daai plek toe, en wag daar, ek sal vir jou iemand stuur. En ons sien die skrif gaan aan, en hier in vers, vers 17, vers 13. But Lord, exclaimed Ananias. Die Here verskyn toe aan Ananias en hy sê vir Ananias, gaan daar na Saul toe en gaan bid vir hom sodat hy die Heilige Gees kan ontvang. En Ananias weet wie Saulus is. En hy sê, Here, hierdie ou maak Christene dood en hy arresteer hulle. Is jy seker ek moet hierdie ou vir hom gaan bid? En die Here sê vir hom, ek het hom gekies as 'n dienskneg in my koninkryk, gaan bid vir hom. En Ananias, sonder om verder vrae te vra, verstaan God se opdragte en hy gaan doen dit. En hy stap daarna toe en hy sê, so Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, wow. Brother Saul? As dit ek was, het ek na hom toe gaan gesê, Saul, die Here het gesê ek moet vir jou kom bid, maar ek het my swaard by my. Try iets. Ons sal kyk wat gebeur. Maar Ananias stap en hy val in. Brother Saul. Hy het hom klaar aangeneem. Hoekom? Want God het gesê, ek het hom gekies. Wie is ek en jy om na mense te kyk en te kyk na hulle verlede en hoe hulle opgetree het en wat hulle alles gedoen het in die verlede om dan te sê, God het nie 'n plan met hulle lewe nie? Was ek en jy nie ook daar nie?
God het 'n plan met ons lewe en hy wil hê dat ons moet tot bekering kom. Maar hoor wat gebeur. Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road, has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Instantly, something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized, en ons gaan vanoggend doop. Afterward, he ate some food and regained his strength. My verstand sê, daai ouens is nie reg nie, hulle tree nie reg op nie, ek gaan hulle doodmaak en ek gaan hulle arresteer. God se verstand sê, ek enlighten jou sodat jy kan verstaan dat ek is eintlik die weg, die waarheid en die lewe. Nie jou religious leringe wat jy nou geleer het nie. Daar is 'n nuwe verbond wat ek nou ingestel het. So Saul, as ons nou deurtrek na ons lewe toe, Saul is 'n prentjie van menslike verstand. Dis hoe jy dinge sien, hoe jy dinge beleef. Maar Paulus is wanneer ons die gees van verstand toelaat in ons lewe en ons dinge anders te sien. Die Here maak ons oë oop. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Wil jy weet wat God se hart is vir jou lewe? Laat die Heilige Gees toe in jou lewe. Spandeer tyd met die Heilige Gees. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truth. But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. So vir my en vir jou om die gees van verstand te hê, moet ons gees eers lewendig word. Hoe gebeur dit? Deur te repent, tot wedergeboorte te kom. Die Afrikaans praat ons van, jy moet tot bekering kom. Wat beteken dit? Dit beteken ek draai my rug op my ou lewe, op die sonde, en ek loop in die rigting van God. Dit is wat bekering beteken. Die wêreld is gevul met dwaasheid. Luister mooi wat, ja, hierdie versie het my gegooi, maar luister mooi. Hosea 4 vers 11 sê, Harlotry and wine and new wine take away the heart and the mind and the spiritual understanding. En ek wil daai versie gebruik het hier in die Boland. Om vir jou te sê, as jy jouself oorgee aan drank, dit sal die gees van God, die gees van understanding in jou lewe demp. You won't have the mindset of Christ. Hoekom? Want drank, as jy jouself oorgee aan drank en jy word dronk van wyn, word dronk van drank, dan gee jy jouself oor aan vleeslike begeertes. Dis hoekom die Bybel sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word dronk van die Heilige Gees. Wat beteken dit? Wat sê daai stuk vir my en vir jou? Ek en jy moenie beheer word deur ons vleeslike begeertes nie. Ons moet beheer word deur die Gees van God. Hoekom dink jy is baie mense dig? They don't have understanding. Want hulle gee hulle self oor, en hierdie versie praat nou net van wyn en hoerery. Sonde in jou lewe gaan alles dig maak. Dit gaan jou nam maak. Dit gaan jou vrymoedigheid wegvat. Dit gaan jou insig wegvat. Hoekom? Want die Heilige Gees in ons
wil ons help om volgens sy begeertes te wandel. Maar as ons die Heilige Gees demp in ons lewe, want ons wil ons begeertes uitleef, hoe gaan die Heilige Gees ons die wysheid gee? Hoe gaan die Heilige Gees vir ons die verstand gee? Hoe gaan die Heilige Gees vir ons raad gee? Hoe gaan die Heilige Gees vir ons wys om in awe te staan, in die vrees van die Here te staan? Hoe gaan die Heilige Gees vir ons kennis gee? Hoe gaan die Heilige Gees operate in jou lewe, as jy die hele tyd die Heilige Gees gaan demp in jou lewe, as gevolg van die sonde? Ek is vanmôre hier om vir jou sê, keer terug na God. Want hy wil vir jou die diepstes van God se hart openbaar. Live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Het sê so mooi. En hiermee gaan ek afsluit. Verstand is 'n waardevolle skat. Verstand is 'n waardevolle skat. Spreuke 16 vers 16 sê, how much better it is to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen above silver. Is dit nie mooi nie? To get understanding is better than silver. To have wisdom is better than gold. En ons almal weet die prys van goud en silwer is besig om op te gaan. Hoeveel meer die waarde van wysheid en insig. Kom ons soek die Here. Spreuke 24 vers 3 en 4. En ek wil hê ons moet hierdie versie lees met die verstand dat ons is besig om 'n lewe te bou. Jy is besig om 'n familie te bou. Jy is besig om iets te bou in jou lewe en die Here gee vir ons die boutoerusting. Hy gee vir ons die resources om hierdie lewe van ons te bou. Spreuke 24 vers 3 en 4 sê in die Amplified, through skillful and godly wisdom, a house, a life, a home, a family is built. And by understanding, it is established on a sound and good foundation. And by knowledge, its rooms are filled with all precious and pleasant riches. Ek wil jou uitnooi vandag om jou huis, jou lewe, jou alles te bou op die krag van die Heilige Gees, met wysheid en verstand. Want nou sê die woord, as ek nou hierdie opsomming maak, wysheid word deur insig bevestig. Hoe weet jy iemand is wys? He has an understanding of how things work. Bezalel het understanding, hy het wysheid gekry. Hy het 'n verstaan gehad van hoe om dinge te maak met sy hande. Maar toe kom die Here en hy vul hom met sy gees sodat hy wysheid kan hê om hierdie kandelaar en al die ander dinge te maak, soos volgens God se protokol. Sy understanding, sy wysheid was bevestig deur sy verstaan van hoe dit werk. Ons lewe word gevul met wysheid as gevolg van die verstand wat ons het. En hoe kry ons verstand? Deur die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra, laat ons staan. En ek wil hê dat as jy ingesluit wil word in hierdie gebed waar ek gaan bid, dan gaan die Heilige Gees vra om ons te kom vul met verstand. Dat die Heilige Gees ons vul met understanding. Nie net om hom beter te verstaan in ons lewe nie, maar ook om sy woord te verstaan, om insig te hê wanneer ons by mense staan, dat die Heilige Gees vir ons sal openbaar wat aangaan in 'n persoon se lewe, sodat ons daardie persoon kan help ook om 'n beter lewe te hê saam met God. As jy ingesluit wil word in daai gebed, wil ek hê met jou hand op jou hart sit en jy gaan hierdie woorde wat ek nou gaan bid in jou gees bid vir God. En jy gaan vir die Here sê, Here, dit is wat ek stem saam met hierdie gebed. Spirit of understanding,
Thank you that we can know that you are inside of us. Dankie dat ons die tempel van die Heilige Gees kan wees. En so wil ek bid vir elke man en vrou, my ingesluit, elkeen van ons wat hier staan met ons hande op ons harte. Wil ek vra, Heilige Gees, help ons verstaan. U is die enigste een wat die dieptes van die Vader se hart ken. Want U is die Gees van God. En so vra ek, Heilige Gees, dat U ons sal help om te verstaan die dieper dinge van U woord. Die dieptes van ons Vader. Here, ek wil hê dat U ook vir ons dat U ons kom help, dat ons sal verstaan dat U woord is die waarheid. En dat U opdragte aan ons vir ons verstand gee. Help ons, Heilige Gees, om dan U gebooie te bewaar. Here, dat ons Vader sal lief hê met alles wat ons het. Here, dat ons naaste ook sal lief hê, soos wat ons onsself lief het. En Here, ongelukkig is daar so baie mense wat hulle self nie lief het nie, as gevolg van hulle verlede. En ek vra, Heilige Gees, dat U ons verlede sal kom wegwas, dat dit nie meer 'n effek op ons lewe sal hê nie. Ja, Here, ons gaan die memories miskien nog hê. Maar Here, dankie dat U die effekte daarvan in ons lewe kom verbreek. Dankie dat ons vandag kan verstaan dat U is die Gees van God en wat U sê is waarheid. En ons hoor vanoggend hoe U vir ons sê, U het ons lief. En so vra ek dan, Heilige Gees, kom bevestig U woord in ons harte. Kom gee vir ons die verstaan. Dat ons kan verstaan wat U vir ons sê. Dat ons kan verstaan die opdragte wat U vir ons gee. En Here, want ek weet U het vir elkeen van ons 'n roeping gegee. U het vir ons elkeen 'n opdragte gegee. We all have a purpose. En ek dank U, Heilige Gees, dat U ons dan help om te verstaan. Help ons. Lei ons. Geef vir ons die ability om te verstaan. Geef vir ons die ability om ons ore oop te maak om te hoor wat U Gees vir ons sê. En Here, hier is miskien manne en vroue in hierdie gebou wat sê ek het Jesus Christus nodig. En soos wat jy met jou hand op jou hart staan en jy miskien net vanmôre weer wil kom bely en sê, Here Jesus, kom wees die koning van my lewe. Kom herstel die heerskappy in my lewe. Wil ek jou uitnooi om vanoggend net uit jou hart uit jou gees uit vir God te sê, Here, hier is ek. Kom herstel my. Kom vul my met U Gees, sodat ek ook kan verstaan wie U is. Dat ek ook die dieptes van God kan verstaan en die diepte van sy liefde vir my lewe. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.